Dankie, goeiemôre. Ek is Neil Hugo van Impact en my gas vanoggend, Jacques Bekes. Jacques, baie welkom. Baie dankie vir jou tyd. Baie dankie dat jy saam vanoggend 'n bietjie oor julle besigheid vir ons bietjie meer kan vertel. Jacques boer in De Dorings, ook in Brandwag, tafeldrywe boer. Maar dan is Jacques jy ook betrokke in die noorde met verskillende ander landboubedrywe. Vertel ons 'n bietjie meer oor jou besigheid, oor julle boerdery. Dankie Neil vir die geleentheid om hier te kan sit vandag. Dit is 'n groot voorreg. Ja Neil, ons familie is familiebesigheid, familielandboubesigheid. Ons het gaan so 'n bietjie vir jou 'n bietjie agtergrond gee. Ons het ons boerdery, ons is in die tafeldrywebedryf in die Heksriviervallei en ons is in Brandwag en dan is ek 'n bietjie betrokke in die noorde soos jy genoem het, 'n bietjie in die vleisbedryf. Ons by Midland Groep is daai besigheid en ons is bietjie in die saaibedryf betrokke. Ons is 'n bietjie in die wildbedryf betrokke. Maar ek gaan sommer so 'n bietjie 'n agtergrond gee. Sommer van ons eie besigheid eers begin. Ons het ek en my broer Eugene, ons het in 2008 toe ons uit Stellenbosch het gekom en my pa het ons die geleentheid gegee om te kom boer. Ek dink hy was op daardie stadium was hy eintlik maar hulle kom seker tot 'n punt en dan wil hulle sê hulle wil dit nou oorgee. En die geleentheid wat hy vir ons gegee het en hoekom kan ek altyd sê die aflosstokkie wat hy oorgegee het, het hy op 'n baie vroeë stadium gedoen. Ons was baie jonk gewees nog. Hoe oud was ons daai tyd? Is seker maar hier by 28, 29 en toe het hy vir ons gesê, hier's julle aflosstokkie. Nou moet julle self die wedloop hardloop. En ek en my broer het bymekaar gekom en gesê, hoe gaan ons maak om hierdie tafeldrywe besigheid, modderdrifboerdery van wat ons nou gekry het te vat na wat is ons missie, wat is ons visie vir ons bedryf. En ons het van 2008 tot en met 2016 het ons letterlik gegaan en ons net fondasie gebou. Ons het tegnologie gaan verander, tegnologie in ons besigheid ingebring, ons het ons variëteite gaan verander, ons het ons hele boerdery oorgeskuif in daai kort tydjie, alles na pitlose variëteite toe, en ons het gaan fokus op ons mense ook. Ek dink dis 'n belangrike ding. Hoe bou jy 'n besigheid? Hoe bou jy 'n fondasie? En ons het baie in ons eie arbeiders geïnvesteer en seker gemaak dat as jy 'n gelukkige werksmag het, dan kan jy van daar af bou. En toe ons dit alles klaar gedoen het, het ons seker gemaak ons bestuurspan is reg. En my broer daar taamlik hy het 'n manier om met mense te werk, om 'n goeie bestuurspan in plek te sit. Hy het 'n baie goeie manier hoe hy oorkom met mense. En toe daai fondasie alles reg is en ons het gekyk na nuwe pakhuise, nuwe pakstore. Ons het seker gemaak dat ons besigheid kan floreer op die hoogste vlak. En in 2016 het ons vir mekaar gesê, okay, nou moet elkeen 'n spesifieke rol of 'n spesifieke afdeling bestuur. Maar ons het nou saam fondasie gebou, nou moet ons rolle kyk wat gaan elkeen vorentoe doen. En in 2016, 17 toe stig ons 'n uitvoermaatskappy en ons besluit ons wil graag ons eie vrugte tafeldrywe gaan plaas in die wêreld daar buite. Ons wil die logistieke ketting so kort as moontlik maak en ons wil kyk waar ons kan maksimeer. En daar het ons besluit dat hy produksie kan vat en ek bou 'n nuwe hele uitvoerstelsel met 'n logistieke stelsel en ek gaan kyk wat ek kan gaan doen. Nou jy kan markte hê, maar as jy nie die regte produk het nie en die regte akkreditasies het nie, gaan jy nie toegang tot die mark kry nie. En daar het ons letterlik seker gemaak het alles is reg, toe maak die deure vir ons oop buite. En ons het die voorreg gekry om letterlik in die meeste supermarkte in die UK ons vrugte te sit. En direk te kan sit. So jy spaar outomaties 6-7% in die kanaal wat die winsgewendheid terugbring na die plaas toe. En toe van 2017 toe ons eie rolle sit en toe elkeen bou toe nog sy eie basis verder, het ons
het ons besigheid actually net van krag tot krag gegaan en ek kan dit vandag sê dit was nie in ons eie krag nie. Dis genade. Ons het baie seëning gekry. Ons mense wat saam met ons bestuurspan, ons bestuurspan is regtig sterk. Almal ondersteun, almal werk saam. En mense werk ons senior mense werk regtig lang ure in oestyd. Jy ken oestyd in die Boland. Dit is as die vrugte ryp is, moet hy af. En jy kan nie dan wag vir môre of oormôre nie. Jy werk vanaand 'n bietjie later om hom af te kry. En ja, so dit het eintlik al die goedjies het opgebou. En toe die pad vorentoe, jy praat so 'n bietjie van die noorde. Ek is getroud met 'n meisie van die Vrystaat. Vandag is sy nou nie meer 'n meisie nie, sy is 'n ma van 4 pragtige dogters. En in 2018, as ek so vinnig kan dink, toe het ek die voorreg gehad om deel te raak van die deel te raak van die Midland groep. My vrou se pa, Edwin Klaasen, is vandag oorlede. Hy het my ingetrek as op 'n nie uitvoerende basis. En ek het van 2018 tot laas jaar Februarie was ek as 'n nie uitvoerende direkteur. En so het ek ook maar geleer hoe hulle besigheid werk. En toe laas jaar is hy ongelukkig oorlede. En toe gooi hy my so 'n bietjie in die diep kant van toe die besigheid moet aan en hy plaas toe eintlik baie, hoe kan ek sê, druk en geleentheid in my hande om daai besigheid te help vorentoe gaan. Nou op daardie stadium was daar baie onsekerheid en ons het nie geweet wat se kant toe nie. En van dit is 'n groot verantwoordelikheid. Maar weer eens met genade het ons die geleentheid gekry om die regte mense by op ons pad gekom wat ons aangestel het. Ons het 'n baie sterk nuwe besturende direkteur aangestel en nog 'n direkteur. Die besturende direkteur is Andre Jansen van Rensburg en Rikus Reiner. Hulle help om daai besigheid van krag tot krag te gaan. En met dit het ons gaan kyk hoe kan ons daai besigheid met die regte mense weer vorentoe vat. En ons het baie kundige mense ingebring en ja, ons kan nie terugkyk hier. Al was daar baie onsekerheid, het daar baie geleentheid nou op ons pad. Nou, ja, dis 'n baie interessante. Dankie vir die inligting wat jy met ons deel rondom die besigheid van jy klaargemaak het op Stellenbosch, waar jy en die Jeannie die boerdery self oorgeneem het by jou pa. Ja, julle het ook goed gegroei, sterk gegroei, nuwe grond bygekoop, nuwe variëteite geplant wat natuurlik baie belangrik is om relevant by 'n kliënt of in die mark te wees. Ja, Neil, ek dink as ons kyk na die variëteite vandag, die verbruiker se smaak het actually oornag verander. En dit was eintlik my pa se visie gewees daai tyd en gesê, "Jesus, kom ons kry al die ou variëteite uit." Hy het eintlik vir ons gesê, "Julle moet dit doen." En ons het toe drasties in 'n kort tydjie het ons baie meer uitgehaal en aangeplant as wat jy eintlik 'n normale persoon doen. Ons het nou so boerderypraktyk wat ons doen. Ons probeer elke jaar tussen 8 en 10% van ons variëteite vervang om nie agter te raak nie. Dat jy nie in 'n dooie siklus ingaan nie. En toe ons die met die regte variëteite op die regte tyd, het dit gehelp om daai mark oop te maak van op daardie stadium was daar baie produsente wat dalk nog van die ouer kultivars gehad het. En die verbruiker wou hierdie nuwe Sweet Globes, Autumn Crisp, hulle wil hierdie vrugte hê en ons kon dit vir hulle bied en dit het vir ons weer geleentheid geskep. Ja, om relevant te bly in die mark moet jy jou kwaliteit is 'n gegewe. Jy sit in 'n hoogs kompeterende omgewing waarin jy opereer. Jy sit in Suid-Afrika, kompeteer jy op 'n groot deel met 80 miljoen kartonne verrakspasie. Jy kompeteer met Peru, jy kompeteer met die Chileense druiwe, Indiese druiwe wat vroeër in die mark aankom. So jy moet werklik jou druiwe om hom te plaas in die markte wat ek weet jy is in die ooste in die VK baie spesifiek. Dit moet 'n baie spesifieke kwaliteit en 'n regte cultivar wees. Neil, wat maar saam met dit gegaan het is as ons kyk na die VK is se mark hou van 'n baie hoë standaard. Hulle hou van groot korrelgrootte, konstante
smaak, goeie smaak op die vrugte en dan is hulle baie sterk mos op die akkreditasies van waar die vrugte verwerk word en wat die plaas voldoen. Kom ons noem dit maar jy is CISA, is jou plaas CISA, het jy Global Gap, het jy BRC maar daarop betaal hulle 'n premie. En toe ons in 2017 die mark gaan kyk waar ons vrugte gaan sit, was ons reg gewees en wat die UK ook doen of die VK ook doen, hulle koop aan teen 'n konstante vaste prys. So voor jy jou vrugte produseer, weet jy al wat jy vir jou vrugte gaan kry teenoor Europa wat meer op 'n vraag en aanbod stelsel werk. So jy's baie jy verskans eintlik bietjie van jou risiko. Jy gaan nie altyd die meeste kry nie, want as daar 'n minder aanbod is na Europa toe of die vraag is nie so groot nie, dan val die prys waar jy dan weet wat jy kry hierdie kant. So as jy oor 'n termyn kyk dan jou gemiddeld is baie beter in 'n konstante vaste mark. Ja. Dink jy dit iets wat sal voortgaan in die VK van die 80 miljoen as ek reg is omtrent 25% van die druiwe gaan VK toe 2022 25%. Of dink jy dit is ook markte wat meer gaan begin kyk na Europa, meer vraag en aanbod? Weet jy Neil, wat ons sien in Europa, baie van die supermarkte begin ook konstant teen 'n vaste prys koop. So daar is ook al kliënte wat al in daai rigting beweeg. So ek hoop eintlik meer Europa steek aan by die VK, want dit gaan meer sekerheid gee vir die produsent op die plaas. Ja, en natuurlik vir die supermark. Hy weet, hy kry sy 2 houers wat hy bestel het. Hy weet dit is die kwaliteit, dis die variëteit en op die einde weet hy sy verbruiker as hy na Aldi of 'n Tesco gaan, hy weet week op week het hy pannet wit druiwe, rooi druiwe of gemengde pannet en dink wat jy ook sê is omdat jy 'n vaste prys is wat vooraf bepaal word. Gee jy jou commitment na daai program toe. Ja. Dis verseker en jy sal daai program prioritiseer teenoor 'n ander program want jy het 'n sekerheid. Ja. Onthou ons kan maar kyk vandag, daar's ongelooflik baie onsekerheid in landbou. Ja. En ons kan kyk na al die uitdagings, ons kan hulle sommer maar noem terwyl ons nou op verskeping. Nou die supermark sal graag sy vrugte wil hê in week 2, 3, 4, 5, elke week 2 houers sê, ons maak 'n voorbeeld. Nou met die verskepingsdelay in ons hawens wat nie 100% funksioneer nie, kry daai supermark in week 2, 3 geen vrugte en dan week 4, 5, 6 kry week 4, 5, 6 se druiwe en die ander week se vrugte wat vertraag was. So dit is ons probleem op die oomblik in landbou Suid-Afrika. Die infrastruktuur van ons land het agtergebly en dit plaas ons op risiko op 'n internasionale vlak want ons kompeteer teen Chili wat kan vrugte lewer presies soos die supermark wil hê weekliks met minder hoe kan ek sê volatiele volumes en dit maak dat die supermark op die einde van die dag vir ons kan sê luister so julle kan nie meer konstant lewer nie, julle is 'n risiko vir ons hardloop uit vrugte uit, ons gaan oorbeweeg om vrugte byvoorbeeld uit Chili aan te koop. So ons Suid-Afrika sal moet vinnig ons infrastruktuur reg kry sodat ons kan kompeterend bly in die mark. Ja, dit is en dit is vir alle vrugte, dit is nie net bederfbare produkte, natuurlik bederfbaar baie groter. Die risiko wat jy ook sê om nog relevant by 'n Tesco, Marks & Spencer te wees, om nie te gaan by Peru of by Chili aankoop nie. Dink jy werklik en dis 'n ding wat al jare aankom, die bedrywe, die verskepingsorganisasies, Transnet, dink jy werklik die regering besef die erns van en die risiko, want daar's baie werksgeleenthede ook opspel natuurlik. Neil, hulle besef dit glad nie. Dis nou ongelukkig is dit is die antwoord. Dit is sleg om so te praat eintlik van ons regering, want dit is ons regering. Maar ons kan net ons hand uitsteek en sê, ons wil graag help, kan julle ons help? Net 'n voorbeeld wat die luisteraars nie eintlik weet, die vrugte vat gewoonlik as ons vrugte vanaf ons verpak word totdat dit op die rakke kom van die supermark
in 'n normale logistieke stelsel wat werk, kan kom ons sê gemiddeld 25 dae kan dit neem. 28 dae. Met die verskepingsdelay, vertragings, met die hawens wat nie 100% werk nie, vat van daai vrugte al 45, 50, 60 dae om in die mark te kom. Nou kompeteer jy met, kom ons sê, Peru, Chili. Hulle vrugte is 28 dae oud, jou vrugte is 50 dae oud. Wie se vrugte gaan die verbruiker koop? Ek sê nog altyd, ons Suid-Afrikaanse boere, produsente, is van die beste ter wêreld. Ons sukkel net om te kompeteer, want ons het nie 'n gelyke speelveld nie. Ja. En Jacques, uit 'n produsenteorganisasie soos op druiwe, kry jy SATI, die kry Hortgrow, CGI. Ek weet hulle is in verbinding met verskillende organisasies rondom dit. Dink jy hulle vorder met gesprekke? Wat dink jy is die roete om te gaan? Ja, dit is, as ek daai antwoord gehad het, was ons seker al daar gewees, nee. Weet jy Neil, definitief hulle probeer. Ek haal my hoed af vir wat hulle insit. Ek dink net die samewerking is altyd, hulle kry nie genoeg samewerking nie. Maar laat ons aanhou gaan probeer van ons organisasie se kant af, is definitief. En kom ek sê, soos ek ook sê, ons wil almal saamwerk. Ons wil nie teen mekaar werk nie. Ja, julle spandeer baie tyd, baie in julle mense. Ek weet julle mense is vir julle baie belangrik. Baie gelukkig, jy was 'n klompie jare gelede, was jy die jong boer van die jaar. Jy's lyk nog steeds baie jong. Ek sien jou hare bietjie gryser geraak. Dink na die afgelope seisoen se reën het seker bygedra tot dit en die moeilike mark. Dit was 'n besondere prestasie wat jy bereik het. Ja, Neil, ek laat my nou eintlik al bloos, nee, maar die groot ding is weer eens, dit was nie, daar's nou een persoon wat erkenning kry vir dit, maar dis eintlik jou hele bestuurspan wat deel is van dit, wat gehelp het. My broer het net so groot aandeel in dit. My sukses is sy sukses. En dit is, ek glo nie die wêreld is gemaak vir een ou om net dat alles na hom toe kan sê dat alles net vir hom is nie. Nee, glad nie. Dit is, as jy nie, weer eens as ek verwys terug na ons familiebesigheid, dit is die familie wat die ding aan die gang hou. Suid-Afrika is familiebesighede. Ja. Boerdery is gebou op families. Ja. En ons moet dit nooit vergeet nie. En ek wil eintlik maar sê vir daar buite vir die luisteraars ook, as jy met jou broer 'n bietjie koppe stamp, of daar is 'n bietjie struweling, sorteer dit uit, van die sukses van julle boerdery hang af tussen die verhouding tussen julle twee, of tussen die familie, om dit sterk te maak. Maak seker van dit is jou linkerhand of jou regterhand. As die pap op die grond val, is dit die ou wat help optel, of as daar waar die pap by hom op die grond val, jy's die een wat optel. So vul mekaar aan, goeie kommunikasie. As jy daarop kan bou en op goeie Christelike waardes, dan gaan jy 'n suksesvolle besigheid hê. Ja, nee, dit is baie waar. En ongelukkig sien jy dit by groot boerderye, familieorganisasies, besighede wat nie altyd daai selfde visie het nie, en op die einde van die dag is niemand eintlik beter af nie. Dit is, ek dink dis een van die groot uitdagings by familiebesighede, is almal hulle wil hierdie ding, hoe kan ek sê, hulle wil hom afbreek, want elkeen wil nou sy eie, hoe kan ek sê, sy eie koning op sy stoel wees. Ja. En dit is ongelukkig werk dit so. Haal al die individue uit, sit die maatskappy daar en werk almal aan die maatskappy toe. Moenie laat die eie ek te groot is. Ja. En dat op die einde van die dag gebeur dit dat die eie ek, hierdie maatskappy wat hier is, of die eie ekke om die tafel, hierdie ding afbreek. Dit is, want dan dink jy jy's groter as wat die besigheid is. En dit is waar almal die fout maak. Ja, wat is op die einde van die besigheid, wat is goed vir die besigheid, wat is goed vir die produk, en op die einde sal almal deel in die sukses daarvan. En nou ons het 'n verantwoordelikheid, ons as produsente, ons as familiebesigheid, 'n verantwoordelikheid teenoor die familie, maar teenoor die bestuurspanne wat vir ons werk, teenoor al die mense wat vir ons werk, nê. Onthou dit is, as ons gaan kyk, daar's oor 1000 mense wat vir Modderkloof boerdery werk. Ons gee 'n klomp families kos. In Midland Groep het ons ook amper 1000 mense wat daar werk. So ons het 2000 verantwoordelikheid van 2000 mense wat ons moet na kyk.
Ja. Nou en daai ding het 'n hele ripple effek vir enige ekonomie. En ons het 'n verantwoordelikheid om seker te maak dat ons daai mense almal uplift, sodat hulle ook volhoubaarheid is in binne hulle self. Ja. Jacques, ons het gepraat oor risiko's. Nou 'n vars produk uit die aard van die saak, daar's baie risiko's. En om terug te kom, as ons kyk op drywe, wat doen julle om jou risiko's te beperk op die plaas? Kyk julle na nette, kyk julle na plastiek, variëteite? Neil, as ons kyk, klimaatsverandering dit speel 'n groot rol in vandag se samelewing. As ons net so 'n bietjie kan vat aan hom, interessante ding wat vir jaar gebeur het met klimaatsverandering. Dit het gemaak dat die Oranje rivier, Namibië, Transvaal, Olifantsrivier, Parel en die Heksvallei, almal was gelyktydig op 'n sekere tyd met vrugte in die mark. So daar was 'n ooraanbod gewees van vrugte. So klimaatsverandering, hoe bestuur ons dit? Hoe hoe hanteer ons die reën? Die Heksvallei het vir jare in seisoentyd en daar plekke 180, 185 mm reën gehad. Hoe verskans ons teen daai risiko? Plastiek is definitief 'n opsie. Permanente plastiek kan 'n opsie wees. Ons boer in Brandwag. Dis 'n area wat baie sterk winde deurkom. Hoe verskans ons risiko? Ons sit nette op. Dan die ander ding is, hoe verskans jy jou risiko teen droogtes? Wat se boerderypraktyke implementeer jy? Ons moet gaan kyk ons moet ons grond gesond kry. Ons moet gaan kyk dat ons die regte besproeiingsstelsels insit. Vir as daar minder water is, kan jy beter, kom ons sê, presisie boerderystelsels wat jy insit. Jy gee presies water op 'n sekere tyd, dat jy nie oorbesproei nie. Jy gaan, kom ons maak 'n voorbeeld, in taalverdrywe, gaan pak kaf bo op jou in jou rye bo op die by die stokke, en dit help dat minder verdamping gebeur, dat die grond meer vog hou. So daar's 'n klomp dinge wat jy kan doen om klimaat te probeer bestuur. Ja. Maar ons is maar baie uitgelewer. So ons doen wat ons tot ons beskikking, wat daar is tot ons beskikking. En ons sal tegnologie in alle vlakke ondersoek en dit wat waarde kan toevoeg vir ons besigheid, sal ons implementeer. Ja. Dankie. Produksie speel 'n belangrike rol. En dis waar nuwe variëteite. Ek dink jou nuwe variëteite se produksie is oor die algemeen hoër as jou ouer variëteite, maar daar's ook 'n balans tussen produksie en kwaliteit. Maar dis nog waar as die skoolgeld betaal. So aan die begin, as 'n variëteit vir jou kan 8000 kartonne 'n hektaar, en dis 4.5 ekwivalent, 'n karton, as hy, dan druk jy hom vir 8000 en dan kry jy in die markpakslaaf van die kwaliteit val, definitief. So jy moet jou balans gaan kyk wat werk per kultivar. Ons het al geleer, mens moenie kultivars druk vir meer as 6000 kartonne hektaar nie. So op die einde van die dag, as jy 'n boerdery, gesonde taalverdrywe boerdery het, glo ek, as jy gemiddeld is oor 'n oes van 5500 kartonne, dan behoort jy te kan funksioneer en winsgewend en volhoubaar wees. Ja. Onthou, weer eens selde met hoër produksie, maar kan jy jou insetkoste afdruk. Ja, eenheidskoste wat daar. Ja. Ja, dankie. Laaste vraag. Groot besighede soos wat julle het, verskaffers, diensverskaffers is baie belangrik in julle besigheid. Dis mos nou waar julle nou self inkom, Neil. Weet jy wat, ons kom 'n klomp jare saam met Impact. Die besigheid wat julle vir ons gee is weer eens, ons produk moet in 'n karton verpak word. Hy moet die lang verskeping kan hanteer. Hy moet die koue ketting, die karton raak ook, kom onder 'n verkoeling, en dan op die einde van die dag wil jy jou produk aan neersit, jy wil hom vertoon, 'n pragtige produk. As jy nie die regte karton het nie, dan gaan jy kan 'n ongelooflike produk hê, maar as die verpakking verkeerd is, gaan jy ongelukkig 'n pak slaap op jou vingers kry. En baie dankie vir julle wat ons ondersteun. Julle is ons vennote in landbou en mag ons lank daar bou. En dit is 'n voorreg vir ons om met julle besigheid te doen. Ja, baie dankie. Baie dankie ook vir jou tyd vanoggend. Ek waardeer dit, en alle voorspoed en sterkte ook
al die balle wat jy in die lug moet hou, die mense en ons waardeer dit, ons waardeer ook jou besigheid en ook die vriendskap daarmee saam. Dankie Dil. En kan net vir jou is net komplimente van Koelenhof, is 'n lekker boksie wyn, 'n glasie. Dankie Dil. Ek sal so maak, baie dankie. En 'n mooi impact keppie vir jou jag. Ek weet Dan- oor 'n maand is ons saam in die jagveld. Dankie Dil, ek sien uit daarna hoor. Baie dankie. Baie dankie weer eens. Wat sê?